Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend vandag is die 15de Mei 2026. My naam is Danie Gerhom, man ek's opgewonde, al is dit Vrydag, maar ek gaan nie opgewonde wees omdat dit naweek is nie. Ek is opgewonde want Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor genade onbeskryflik groot. Nou, as daar nou 'n belofte is wat jy kan sê, dit is 'n gesegde wat sê jy kan dit na die bank toe vat. Daai is 'n promise, jy kan dit bank toe vat. Nou hier is iets wat ek vir jou kan sê wat jy kan vat en dit sal vas staan, is wanneer die Here vir jou belofte gee en sê hy sal dit doen. Dan is dit vas, dit staan vas. Ons kan dit bank toe vat. So maak nie saak waardeur ek en jy gaan nie. Ons gaan dalk deur 'n moeilike tyd. Ons struikel, ons val, ons twyfel. Dinge wil net nie vir jou uitwerk nie. Die Here sê vandag vir my en vir jou dat my genade is vir jou genoeg. Nou ons kan dit gaan lees daarso in God se woord in 2 Korintiërs 12 verse 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Die Here sê, my genade is vir jou genoeg. En partykeer voel dit net, jy's te swak, jy kan nie, dit is net klaar, jy gaan moed opgee, jy gaan handdoek ingooi in die lewe. En dis wanneer jy op jou swakste is, dan kom God in en hy kom gee vir my en vir jou krag. Is dit nie om te besef dat, weet jy wat, sy genade is vir my en vir jou genoeg nie. Amen. Hy sê in verse 10, daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge en benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek eintlik sterk. Wow, en ons het nog nooit daaraan gedink nie, want wanneer jy swak is en jy voel nie goed genoeg nie, dan voel jy soos 'n wurmpie, want jy het nie die krag nie, jy het niks nie, jy voel nie goed genoeg nie. En dit is juis wanneer ons so swak is, dan kom God en hy kom werk homself op en hy kan ons dan kom weer gebruik en hy kan ons weer kom reg. Sy genade is onbeskryflik groot. Besef ek en jy eintlik wat sy genade vir ons beteken. Hy is so soewerein. Hy het die prys betaal toe hy sy seun in die kruis laat sterf het. Is dit sy genade. En ons het baie met die sokkombuis het ons gesê daar, dis God se genade wat gee dat ek aan die kant van die tafel staan om dit uit te deel en nie aan daai kant om dit te ontvang nie. Dis God se genade. En baie mense roem in hulle self. Hier sê Paulus nou, hy roem in sy swakhede. Baie mense roem in, maar ek het dit bereik in die lewe, ek het dit gedoen. Jy het niks bereik nie. As dit nie God se genade was nie, is dit 'n 0 op 'n kontrak. Die volgende gedeelte is, en baie kere dink ons, wanneer God se genade nou daar is, kan ek leef soos ek wil, ek kan doen wat ek wil, en ek kan sê wat ek wil, want God se genade is groot. Sy genade is groot. Maar ek wil vir jou sê, kom ons mors nie met God se genade nie. Kom ons speel nie met sy genade nie. Hy sê in Romeine 6, hy sê vanaf verse 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stel ek nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Wow, hoe as ek jy Jesus Christus aangeneem het en sy genade is met ons, hoe kan jy nog in die sonde lewe en goeders? Nee, hy sê in verse 23, hoor wat sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So jy kry God se genade, maar jy moet in Jesus Christus lewe. Ek wil eintlik sê sy genade is vir die kinders van God. Sy genade is beskikbaar vrylik vir die kinders van die Here. Want 'n kind van die Here wat vas staan in sy woord en daar kom daar wat hy moeg is en hy struikel en jy val, dan kom God se genade en hy gee jou krag om weer op te staan. So kom ons speel nie met God se genade nie. Dit is nie verniet nie. Die prys is duur betaal. Jesus het aan die kruis gesterwe. Hy het die prys betaal vir my en vir jou, vir genade van God af. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u genade. Genade onbeskryflik groot. En ja, Here, help ons dat ons nie, as daai woord wat sê, ons kan nie God se genade cheap maak nie. Here, is 'n duur prys wat betaal is, Here. En help ons dat ons u genade met respek sal behandel, met respek sal gebruik. Here, dankie
vir u genade in ons lewens. En ons vra Here dat u elkeen sal seën wat vandag uitroep en sê, Here, wees my genadig. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, nee. Gaan geniet hierdie naweek, maar onthou, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, nee. En as jy iets gaan doen hierdie naweek, waar jy God nie kan verheerlik nie, stop daarmee. Geseënde naweek, God bless.